Goed, so ons het nou gekom aan die einde van Lukas. Ons is by die Lukas boek hoofstuk 24. En as jy dalk nou toevallig op hierdie opname afgekom het en dis die eerste keer dat jy na hierdie disipelskap of deel het aan hierdie disipelskap, goed wil ek sê dat die geweldige impak wat disipelskap in my lewe gehad het, wanneer ek met evangelies met die woord reg begin werk het, en ek praat nou min of meer amper 'n 20 jaar periode, wat ek begin werk het met die woord van die Here, maar op so 'n manier dat ek vers vir vers deur die woord gegaan het en met baie detail ontdek het die omvang van die evangelie. Dan wil ek vir jou sê, moenie met die Here se woord werk op geen ander manier as want die geneigtheid van die dag waarin ons is om 'n stukkie vers hier en 'n stukkie vers daar en dan word dit 'n evangelie word gebou rondom dit. En ek wil jou uitnooi en uitdaag om met die Here se woord te werk. Begin met 'n evangeliese boek. Ons het gewerk met Lukas omdat ons glo dat Lukas is kronologies geskryf en B, hy het nie al die inhoud in van dit wat in die evangelies opgeteken staan nie, maar dit is volledig genoeg om vir jou die volle prentjie te gee van die werking van dit wat Christus kom doen het. Goed, so dit gesê, kom ons gaan maak klaar dan met die Lukas boek en ek dink daar's min of meer 70 opnames gedoen van die hele evangeliese boek van Lukas 1 af tot nou waar ons nou gekom het, is min of meer 70 opnames. Goed, ek begin by vers 1. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. So goed, kom ek gee net gou konteks. As ons gaan kyk na die einde van hoofstuk 23, dan sien ons die vroue wat saam met Jesus in sy bediening beweeg het, wat van Galilea afgekom het, het sy liggaam in die graf neergelê, so hulle het toe in die Sabbat ingegaan, so hulle het sy lijk gaan neerlê en in die graf gaan neerlê en hulle sou dan die Sabbat kon hulle nie, volgens die Sabbat moes hulle in rus ingaan en dan sou hulle, sodra die Sabbat afgehandel was, dan sou hulle teruggaan om die speserye wat hulle voorberei het, wat tradisioneel was vir die Jode, dat wanneer iemand sterf, dan moet die gestorwene se liggaam moet berei word vir die graf, en dan het hulle gegaan en hulle het 'n sekere speserye en salf en goed gevat en sy liggaam ingesmeer en hom dan weer met doeke toegedraai en hom in die graf teruggesit. So dis die konteks. So hier kom hierdie vroue, die eerste dag van die week, wat dan nou in die geval die Sondagoggend was, vroeg in die oggend, so hulle die Sabbat deurgesien, so kom ons kyk net gou vinnig Jesus se kruisdood. Jesus se kruisdood vind plaas die min of meer 3 uur Vrydagmiddag, sterf Jesus aan die kruis. En tussen 3 uur en 6 uur, want 6 uur begin die Sabbat, tussen 3 uur en 6 uur moes Jesus in die graf neergelê gewees het, en ons weet dan ook, ons het mos nou gehoor dat Josef van Arimatea, wat 'n ryk man was, het Jesus se lijk opgeëis, hy het dit gevat, hy het dit in doeke toegedraai en hy het Jesus in sy graf gaan neerlê. Goed. Daar is 'n klip voorgerol gewees en ons
En ons weet ook van die graf wat bewaak was en alles wat daarmee gepaard gaan. Maar dit is nou nie in hierdie evangelie in Lukas 24 aangeteken nie, maar ons weet dat die Romeine was genader gewees deur die owerpriesters en gesê, gaan pas nou maar net die graf vir ons op, dat iemand nie sal kom en dit is 'n groot fout wat hulle gemaak het, maar ek wil nie nou daaroor praat nie. Goed. So, tussen 3 uur en 6 uur Vrydagmiddag moet Jesus in sy graf neergelê word, want hy moet voordat die Sabbat aanbreek, wat min of meer 6 uur is, kyk, het gaan maar oor laaste lig, en 'n mens kan maar aanvaar, het was min of meer 6 uur die aand, of laatmiddag, moes Jesus in sy graf neergelê gewees het, en almal is na hulle huise toe. Nou as jy nog nie 'n Sabbat in Jerusalem beleef het nie, ek het al, dis 'n baie vreemde ding om te beleef, as jy sien, die een oomblik is daar nog 'n geskarrel in die stad, en die volgende oomblik as jy weer sien, is almal weg. Daar's nie 'n kar wat beweeg nie, daar's nie 'n siel wat beweeg nie, almal is in hulle huise. En dit is vir 24 uur lank, is almal in hulle huise agter 'n deur, en almal is stil en rustig. En hulle vier die Sabbat. Goed. So die eerste ding die volgende môre is die vroue na die Sabbat. So Vrydagmiddag raak almal stil. Jesus is in die graf. Jesus bly in die graf vir 24 uur plus dan, so kom ons gaan van die veronderstelling af, Jesus is 5 uur in die graf neergelê, en dan gaan jy deur die Sabbatdag tot 5 uur daai middag, kom ons sê 6 uur, breek die Sabbat, en dan die volgende oggend. So kom ons sê 24 uur plus 12 ure was Jesus in die graf. Kom ons sê Jesus was in die graf vir 36 uur lank. Dan kom die vroue en hulle gaan Jesus se liggaam, gaan hulle insmeer met speserye, dis die balseming soos wat hulle dit noem, en dan, so dis wat nou hier gebeur. En hulle die steen van die graf afgerol gevind, vers 2. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. Nou, ek wil net iets sê oor die blink klere. Ons weet, die blink klere is, dit is klere wat skyn, met ander woorde, dit was verlig. Dit is moeilik om dit te verduidelik, want ek en jy het nog nie blink klere gesien nie, maar dit was definitief nie 'n wit kleed so daar het 'n skynsel uit hulle uitgekom wat blink was. Hoe weet ons dit? Jesus, as jy gaan kyk, die kleed wat word ook verwys na 'n blink kleed. Die kleed wat op Jesus gewerp was deur die soldate van Herodes. Herodes se soldate, wanneer hulle Jesus mos nou bespotting van hom gemaak het, dan sien ons in Lukas 23 vers 11, werp hy hom 'n blink kleed om en stuur hom terug. Nou daai blink kleed het 'n ander betekenis. So die een is shiny, die een wat ons nou hier kry is 'n shiny of 'n kleed wat skyn, en die blink kleed wat hy oor Jesus gegooi het was maar net 'n kleed wat van 'n baie duur linne gemaak of duur materiaal gemaak was wat geskyn het, en so dit was die koninklike kleed wat oor hom gewerp was. Goed. Maar hierdie 2 manne weet ons maar is nou as die 2 engele wat aan Jesus by die graf is, en toe het hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle, waarom soek julle die lewende by die dooies? Okay, so dis belangrik dat jy sal verstaan wat hier gebeur. Jesus het opgestaan, Jesus is nie dood nie, hy lewe. En wat hulle sê is,
wat soek julle die lewende, die enigste een wat lewe, wat soek julle hom by die dooies? En Jesus is die eerstgeborene. Hy is die eerste ene wat opgestaan het. En as jy nou gaan kyk na 1 Korintiërs 15, dan sal jy die opstandings, dit waaroor die opstanding gaan, beter beleef, beter verstaan, en jy sal beter kan identifiseer met die opstanding. Want ek en jy leef vanuit die opstanding uit. Met ander woorde, alhoewel ons nog nie opgestaan het nie, sal ons eendag saam met hom opstaan soos wat hy opgestaan het, in 'n verheerlikte liggaam soos wat hy was, of soos wat hy is. En die vraag is, hoekom soek julle die lewende? Hy sê nie die lewendes nie, net die lewende by die dooies. Met ander woorde, die wat dood is, lê almal in hulle grafte tot vandag toe. En as jy vandag te sterwe kom, sal jy 'n dooie wees tot en met die opstanding. En dan is die vers 6, hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. En dit is 'n geweldige belangrike term, die opstanding. Want ons hele evangelie word geanker in die opstanding. Sonder die opstanding het ons nie 'n evangelie nie. As Jesus nie opgestaan het nie, was ons evangelie nutteloos. En ek wil dit kategories sê, dat jy verstaan die belangrikheid van die opstanding, want in die opstanding, en in die nuwe lewe waarin jy lewe, in die opstandingslewe, ontdek jy geweldig baie van hoekom jy moet leef vanuit die opstanding uit, want ons lewe is nie hier nie, ons lewe is by hom. En as jy, en ek het dit in die vorige opname gesê, die grootste fout wat Christene vandag maak, is, en dis 'n standaard, is om te sê, Jesus sal koning wees wat oor ons regeer na die opstanding. En as ek nou praat van na die opstanding, is by sy wederkoms, terwyl sy koninkryk nou reeds is in die opstanding. En jy moet nou reeds lewe in die opstandingslewe wat Christus vir ons bewerk het. Andersins gaan jy die opstanding misloop. So ek weet, dis bietjie verwarrend oor wat ek nou sê, maar wanneer jy met die woord van God in lewe beweeg, dan is jy by die lewendes en nie die dooies nie. Maar jou liggaam, as jou liggaam te sterwe kom, dan wag hy vir die opstanding, mits jy die opstandingslewe gelewe het, terwyl jy hier lewe. Goed. Hy is nie hierdie maar het opgestaan, vers 6. Onthou hoe hy vir julle gesê het, toe hy nog in Galilea was, die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van sondige mense. Nou, sondige mense en gekruisig word en op die derde dag opstaan. Nou, wat is die sondige mense aan wie hulle oorhandig is, wat Christus oorhandig is? En nou gaan jy onmiddellik sê, nee, dis die Romeine. Nee, dit was nie die Romeine, dit was die Jode. Jesus was oorhandig in die hande van die Jode, en wie het hom oorhandig? Hy het homself oorgegee. Hy het dit ook gesê. Hy het gesê, ek lê my lewe neer. Niemand neem my lewe nie. Ek lê my lewe neer en ek neem weer my lewe op. Ek het die krag van my Vader gekry om dit te doen. So Jesus word oorgelewer in die hande van sondige mense. Wie is die sondige mense? Is die Jode, die owerpriesters en die Fariseërs, en almal wat hom wou dood hê, hulle is die sondige mense. Want jy sien, as jy sonde gaan verkeerd verstaan, dan gaan jy sê die Romeine was die sondaars. Probeer ek sê die Romeine was die sondaars nie. Nee, die punt is, sonde het Christus vermoor. Wat is sonde? Sonde is ongeregtigheid. Ongeregtigheid. En ek wil dit nou maar net sê, terwyl ek nou dink aan die vers, in 1 Johannes 5. 1 Johannes 5 word sonde vir ons uitgespel. Hy sê in 1 Johannes 5 vers 16, as iemand sy broeder 'n sonde sien doen wat nie tot die dood is nie, moet hy bid en hy, Christus, sal hom die lewe gee. Vir die wat nie 'n sonde tot die dood doen nie, maar daar is 'n sonde tot die dood. Daarvoor sê ek nie dat hy moet bid nie.
En dan kom hy, en dan sê Johannes hier 'n baie belangrike ding. En as jy vinnig oor hierdie vers lees, gaan jy dit verkeerd lees. Die regte uitleg van hierdie vers is alle ongeregtigheid is sonde. Baie mense lees dit dat hier staan alle sonde is ongeregtigheid. Alle ongeregtigheid is sonde. En dis die sonde tot die dood. Wat is ongeregtigheid? Ongeregtigheid staan teenoor geregtigheid. En vleeslike sonde is nie ongeregtigheid nie. Die sonde van om die waarheid te verdraai na iets wat dit nie is nie, dit is ongeregtigheid, want dit staan teenoor geregtigheid. Wat is geregtigheid? Geregtigheid is alles wat aan ons aangebied word in die woord van God in waarheid. Dis geregtigheid. En so wanneer jy die woord van God verdraai en dit in ongeregtigheid aanbied, dan het jy sonde gepleeg. Goed. Ek hoop dit help jou om net 'n bietjie verder ondersoek te gaan instel oor wat beteken sonde regtig. Die sondige mense het hom gekruisig, met ander woorde, die Fariseërs het hom gekruisig, want hulle het nie geglo hy is die Messias nie, en dis 'n klare sonde. Dis al klaar die sonde wat hulle gepleeg het. En hy het op die 3de dag opgestaan. En dan in vers 8, en hulle het sy woorde onthou. Daar's 'n God doen niks wat hy nie uitgespreek het nie. Ek wil dit weer sê. God doen niks wat hy nie eers gesê het hy gaan doen nie. En daarom is dit vir jou en my belangrik, wanneer mense na jou toe kom en sê, dit en dit en dit en dit is die evangelie. Wil ek vir jou sê, as dit nie in die woord staan nie, dan is dit nie deel van die evangelie nie, en dan is dit nie God wat gepraat het nie. En dit is die sonde wat mense besig. Hulle kom en hulle sê, dit is wat daar geskrywe staan, en dan is dit heeltemal uit konteks uit. So, kom ek vat 'n voorbeeld. Mense wat sê, hulle het ons noem dit nou 'n NDE, hulle praat van NDE, Near Death Experience. Naby doodse ervaring, noem dit net wat jy wil. Maar dit is absoluut net 'n leuen, veral. So kom ons sê daar was amper dood gevalle gewees. Dan is die vraag, het God dit gespreek iewers? En dan kan jy sê, o ja, Paulus, maar Paulus was nie amper dood nie. Paulus hy het nie te sterwe gekom en hy het amper gesterf en nou skielik is hy in die hemel opgeruk, en Paulus was net dood eenvoudig in die hemel opgevat. En hy het 'n gesig gesien, en dan sê hy 'n baie belangrike ding, en dis hoekom, as ek hoor van al hierdie NDE's, dan is my eerste vraag wat ek vra is dit Bybels om te sê, ek het gesterf, ek het 'n belewenis in die hemel gehad, en God dank ek het teruggekom, en nou kan ek my storie vertel. Hoe is dit, dat ons kan sê, maar hier is iets fout? Kom ek lees vir jou, 2 Korintiërs 12. Dan sê Paulus vers 1, dit is waarlik nie vir my nuttig om te roem nie, want ek sal kom tot gesigte en openbaringe van die Here. Ek weet van 'n man in Christus 14 jaar gelede, nou luister mooi, of dit in die liggaam was, weet ek nie, of dit buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat so iemand weggeruk is tot in die 3de hemel. Okay, hy het nie dood gegaan nie. Was nie 'n near death nie, hy het net dood eenvoudig 'n visioen gehad. En ek weet van so 'n man, of dit in die liggaam of buite die liggaam was, weet ek nie. God weet dit, dat hy, Paulus, weggeruk is in die paradys, en nou luister wat sy woorde is. En onuitspreeklike woorde gehoor het, wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Wat 'n mens nie mag uitspreek nie. Met ander woorde, die Engelse vertaling sê, which is unlawful to speak. Unlawful, onwettig. En nou hoor jy elke tweede ou, hulle syfers. 4 uit elke 10 mense het
het 'n near-death experience gehad. En dan kom hierdie mense en jy sien die sonde wat hieruit voortspruit is, daar word 'n persoonlike kontak met Jesus en allerhande goeders wat hulle kwytraak, wat wat dit op die einde van die dag doen is nou begin jy te sien maar hier is mense wat deur God bevoordeel word, gefavor word, en hulle word in die inhou, hoekom nie ek nie, en skielik is daar 'n divisie, 'n onderskeid, en allerhande goeders wat sleg is, maar ek moet kyk wat sê die woord, en ek kan my nie verlaat op wat nie in die woord staan nie. En Paulus is die enigste man wat 'n hemelse visioen gehad het, wat in die hemel opgeruk was, wat nie kon sê wat hy daar gesien het nie. Ons weet dat, en onthou, ek sê weer, dat hierdie ouens kom en sê, maar dit was 'n near-death of 'n naby doodse ervaring wat hy gehad het. Ons sien Johannes in Patmos, dan het die hele openbaring is vir hom 'n uiteensetting van toekomstige dinge wat sal gebeur. Maar jy sien, dit is in die evangelies opgeteken, dis in ons woord opgeteken, en ek en jy het daai inligting nodig want God het dit gespreek. Dit wat Johannes in die Bybel geskryf het en dit wat Paulus in die Bybel geskryf het, is God se woorde wat God gespreek het. Maar jy sien, nou gaan mense hemel toe en hulle kom spreek goed wat nie in die woord opgeteken staan nie, en dan sê ek, pas op. Wees baie versigtig om nie na hierdie goed te luister nie, want dis gevaarlike goed. En hulle kom terug en hulle vertel wat Jesus gesê het, wat gaan gebeur in die eindtyd, en wie's die anti-kris, en al die goed wat hulle kwytraak. En kan ek gou vir jou sê, goeders wat absoluut teenstrydig is met die woord, sê hulle, en mense hang aan hulle lippe. Hoekom hang mense hulle in hulle lippe? Want hulle gaan kyk nie of dit is wat God se woord sê nie. Jy kan nie anders te nie. Jy kan nie anders ter werk met God se woord as om te sê, goed, as jy nou kom en sê die Here het gesê die en daai is gaan nou gebeur, en dis die volgende ding wat nou in 2025 gaan gebeur, en dit en dit en dit, en dan moet iemand vir my dan net sê, goed, okay, bring dit in lyn met wat die woord sê, en dan is dit net eenvoudig onmoontlik vir daai persoon, want hy weet nie eens wat die woord sê nie. Goed, ek laat dit daar. Goed. En hulle het sy woorde onthou, vers 8. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en al die ander. En dit was Maria Magdalena en Johanna en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue saam met hulle wat dit aan die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo. Nou, jy kan nou sê, genigtig kerels, hoe werk dit? Julle het saam met Jesus gewandel vir 3 jaar, en hy het vir julle gesê, hy gaan opstaan, en al die goeders gaan gebeur, en toe dit nou gebeur, toe glo julle dit nie. Nou, ek wil vir jou sê, as ek en jy in hulle skoene was, sou ons dieselfde gedoen het. Dis, hoekom? Want dit is ekstreme goed wat hier besig is om te gebeur, wat niemand kan verstaan, tensy jy die werking het van die Heilige Gees om jou oë te open om hierdie goed te sien nie, want dit is 'n hemelse koninkryk wat net gesien kan word deur hemelse mense. So wat is 'n hemelse mens? Hy wat weergebore is. En jy sal hierdie goed nie sien as jy nie wedergebore is nie. En baie mense het nooit die Heilige Gees, hulle glo nie opstanding, want dit is vir hulle 'n storie. Maar dit is nie vir hulle lewe nie. Goed, so kom ons gaan verder. Hulle het hulle nie geglo nie, vers 12. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, vol verwondering oor wat gebeur het. Jy sien, wat is vol verwondering? Met ander woorde, dit laat hom nou wonder, wat het hier gebeur, wat gaan hier aan? Dis nie dat hy, al wat hy sien is Christus se lijk is nie meer daar nie.
Christus, die doeke wat hom toegedraai het, lê daar, die graf is oop, daar's engele daar, maar dis dit. En jy kan nou na die ander evangeliese boeke, Johannes onder andere en die boek Matteus gaan kyk en dan gaan jy 'n duideliker prentjie kry van ek wil nie nou daar gaan nie want ek wil probeer hou by die Lukas skrywe, maar jy kan gaan sien daar's 'n klomp goed wat gebeur rondom Jesus se opstanding. Hy verskyn onder andere verskyn hy aan Maria Magdalena. Daar's 2 mense aan wie Jesus verskyn het alleen, waar hulle alleen was, net 2 mense. Die eerste een is aan Maria Magdalena, die een wat 7 duiwels gehad het, en aan Petrus. En ons sien en nou kan jy gaan afleidings maak, maar want Jesus het gewoonlik so aan mense verskyn dat daar getuies by was. So die 2 mense wat hy hier nou in die volgende gedeelte aan verskyn is aan die 2 Emmausgangers. Nee, so kom ons lees daar vanaf vers 13. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met die naam van Emmaus. Ons sê eintlik maar uitspreek Emmaus, maar okay, ons sê maar Emmaus. Nou 8 myl is 13 kilometer. Nou as jy nou vandag nou sou gaan probeer uitwerk waar is Emmaus, waar's die dorpie Emmaus, dan jammer, maar jy gaan nie weet nie, want die dorpie bestaan nie meer nie. Daar blykbaar het die naam weggeval toe die Romeine ingeval het en hulle die plekkie se naam Nicopolis genoem, maar dit is alles hoor sê, daar's geen bewyse voor nie, maar die dorpie Emmaus bestaan nie meer nie. In 'n geval nie onder die naam Emmaus nie. So, maar ons weet is 13 kilometer. Nou, 13 kilometer is 'n redelike afstand om met die voet te stap. Nou, die van julle wat nou weet, waar ek bly in Klipheuwel en van hier af tot in Durbanville is omtrent min of meer 13 kilometer. En ek dink dit is 'n sekere 4 ure ten minste met die voet se stap van hier af tot in Durbanville. Goed. Sou ek skat. Ek het dit nou nie gaan uitwerk nie, maar ek skat dit is min of meer 4 ure se loop. En terwyl hulle stap, praat hulle oor al hierdie dinge, ons sien dit in vers 14, en hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het, en terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Goed, so, ons moet verstaan, hulle was almal deel van die Pasga, hulle het deelgeneem aan die hele Paasfees, en in hierdie Paasfees het net aan die einde van die Paasfees het die kruisiging plaasgevind, en dan sien ons ook, en dit is alles profeties, dat Jesus op daardie spesifieke tyd gekruisig moes word en op moes staan. Dit was net absoluut profeties. Dit was God se absolute tydsberekening, dat Jesus in daai venster, onthou die Pasga was 1 keer 'n jaar gehou gewees. En dit moes in daardie Pasga tyd wees dat Jesus gekruisig word en opstaan, want die Pasga het juis gegaan oor Jesus. Dit het absoluut gegaan oor Jesus se kruisdood en sy opstanding. En want jy kan maar gaan kyk in Exodus 12, wanneer die Pasga vir die eerste keer ingestel word deur die Here, en hy sê vir Moses, voordat hulle uitgaan uit Egipte uit, dan gebeur vind die Pasga plaas. En as jy dan nou in Handelinge 2 gaan kyk met die uitstorting van die Heilige Gees, dan is dit absoluut in lyn met wat gebeur het in Exodus 12, maar ek wil nie nou daar gaan nie. So, maar hulle oes weerhou, vers 16. So, die ouens het Pasga, hulle was deel van die Pasga, hulle aan die einde van die Pasga het hulle ingegaan in die Sabbat, die laaste Sabbat, nadat die Pasga afgehandel is, en so die volgende oggend van die Sabbat staan hulle op, hulle hoor van al hierdie commotion wat plaasvind, die graf is leeg, alles het, dis vir hulle, en nou gaan hulle huis toe, want
Wat nou? Wat moet hulle maak? Hulle het klaar aan die fees deelgeneem, hulle moet by die huis kom, en hulle bly in Emmaus. En dan kom Jesus by hulle by, en hy begin saam met hulle te stap, maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En ons gaan dan 'n bietjie meer daaroor sê, en hy sê vir hulle, watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle so bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? Okay, so ek wil net daarop net gou 'n bietjie uitbrei. So wat is 'n vreemdeling in Jerusalem? Jerusalem, ek het dit al voorheen gesê, Jesus het nie met Jerusalem geïdentifiseer nie, want hulle was die sondaars wat nie God gedien het nie, wat voorgegee het hulle dien God, en jy kan gaan kyk, Jesus het nooit in Jerusalem oornag nie, hy het altyd ingegaan, as hy ingegaan het, het hy weer uitgekom, en hy het buite die stad oornag, en dan weet ons wanneer Jesus gekruisig word hy nie in Jerusalem gekruisig nie, maar hy word buite die stad gekruisig, en dit maak hom 'n vreemdeling in Jerusalem, vir die rede dat hy was nie deel van die godsdienstige kliek, van die godsdienstige bestel wat in Jerusalem was nie, hy het nie daarmee geïdentifiseer nie, en hy het aan die een kant en die ander kant het hy absoluut nie daaraan deelgeneem nie. En hy het dit absoluut in alle opsigte geopponeer. Hy het die godsdienstige stelsel totaal en al geopponeer. En daarom was hy, so hier's 'n profetiese woord wat Kleopas uitspreek, sê, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem? Weet jy dan nou nie wat nou daar gebeur het nie? En dis profeties wat hy sê, en dit is profeties waarvan ek en jy deel is. Is die oomblik as jy met Christus identifiseer, dan identifiseer jy nie meer met Jerusalem nie. Nou gaan jy vir my sê, maar wat het ek in elk geval met Jerusalem te doen? As jy besig is met godsdienstige werke en godsdienstige gebruike, en jy dien die Here uit godsdiens uit, dan is jy nie 'n vreemdeling van Jerusalem nie, jy identifiseer met Jerusalem. En as jy met Christus identifiseer, dan sê hy, bedink dan gaan lees maar Kolossense 3, dan hy sê, bedink die dinge daarbo, nie die dinge hieronder nie. Wat is die dinge hieronder? Godsdiens. Godsdienswerke hou mense besig, en jy kan nou sê, maar ek is nie meer by die tradisionele kerk, ek is by die vernuwingswerk kerk betrokke, hulle is net so in werke. Hulle wil net so vir die Here iets doen, ek doen dit vir die Here, en daar's geen disippelskap nie, daar's geen mense wat met iemand 'n pad van disippelskap stamp nie, hulle hou net kerk aan die een kant, en hulle hou uitreike en allerhande goedjies wat hulle doen, maar hulle is nie besig met waarmee die Here gesê het hulle moet besig wees nie. Goed. En dan kom hy in vers 19, en hy sê vir hulle, watter dinge, asof hy nou nie weet nie. En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. Sien jy wat is die verskil tussen godsdienstige werke en dit wat Christus kom doen het? Kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. Nou, wat is kragtig in werk? Dit wat Jesus gedoen het, al die wondertekens wat hy gedoen het. En daar's 'n hele sak vol brood wat hy 2 keer vermeerder het, mense wat hy gesond gemaak het, krepeles wat geloop het, dooies het hy opgewek, en oë het hy laat sien wat blind was, ore wat doof was het hy oopgemaak, en al die wondertekens wat hy gedoen het, was hier die kragtige werk wat hy gedoen het, en die woord wat hy voor God en die hele volk gebring het. So die woord is dit wat alles wat Jesus verkondig het. Elke gelykenis wat hy vertel het, alles wat hy met sy disippels en met die mense in Jerusalem en Galilea en oral waar hy beweeg het, wat hy gedeel het. En dan vers 20, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. Right, so dit was die sondaars, nee, hulle het hom oorgelewer om doodgemaak te word, vers 21. En ons het gehoop dat hy was wat Israel sou verlos. Nou, weer 'n keer, ek het dit al 'n paar keer gesê, ek gaan dit nou vir 'n laaste keer sê,
in hierdie opnames van Lukas, Jesus, die verwagting was van die Messias was 'n verkeerde verwagting van die Jode. Hulle verwagting was dat hy 'n vleeslike koning sou wees soos wat Dawid was en hy sou op die troon van Dawid sit en hy sou op die aarde oor Israel geregeer het soos wat Dawid gedoen het toe Dawid geleef het. Goed, en daarom dit wat hierdie man nou, Kleopas nou vir hom sê is, ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Van wie? Van die Romeine. Hy sou gekom het om hulle van die Romeine te verlos. Maar dit was nooit God se verlossingsplan gewees nie. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag van dit plaasgevind het. So, daar's altyd iets te sê oor die 3de dag, maar ek gaan nie nou daarin gaan nie. So, dag 1, word Jesus gekruisig, vir 32 ure is hy in die graf, 36 ure is hy in die graf, en hy staan op. En nou is dit die 3de dag. So jy gaan baie keer hoor, omdat die ouens nie die waarheid ken nie, want hulle doen nie 'n bietjie moeite eers om te probeer om dit reg te kry nie, dan sê hy was 3 dae in die graf. Nee, hy was nie 3 dae in die graf nie, hy was 36 uur lank min of meer in sy graf gewees. Goed. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. So hier is dit bevestig dat die 2 manne wat aan hulle verskyn het engele was. En nou sê hulle, hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. Jy sien op die einde van die dag is al hierdie goeters wat gesê word, is getuies. Want jy sien die opstanding, as die werke van die bose sou kon bewys dat Jesus nie opgestaan het nie, en dat dit 'n mite is dat Christus opgestaan het, dan het ons nie meer 'n evangelie nie. Want wat maak 'n evangelie? Dis hoekom enige van die ander gelowe het nie 'n verlossingsplan nie. Want wat is die verlossingsplan? Die verlossingsplan lê in die opstandingskrag van Christus. Want as Christus nie opgestaan het nie, waarvoor moet ek en jy dan nou verder? En jy kan 1 Korintiërs 15 gaan lees dit. Sonder die opstanding, as ons nie glo in die opstanding nie, dan sê die woord, is ons die elendigste van alle mense. Met ander woorde, hy sê, ek gaan dan net aan, eet en drink, kom ek lees dit, want ek dink op die einde van die dag is dit belangrik om dit te weet. Hy sê in 1 Korintiërs 15, vers 14 sê hy, vers 13, as daar dan geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. Vers 14, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek. Kan jy die lyn sien van die opstanding? En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sonde. Want jy sien die opstandingskrag van Christus vernietig sonde. Dan sê hy, dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore. So wat beteken dit om in Christus te ontslaap? Wat beteken jy sterf as 'n ware gelowige? Dan sê hy, maar as jy dan nou sterf, dan is jy in elk geval verlore, so wat is die punt dan van die opstanding? Maar nou, en dan sê hy, vers 19, 1 Korintiërs 15:19, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, vir hierdie lewe, met ander woorde, as ek net ingesteldheid het vir solank as wat ek nog hier op aarde is, dan sê hy, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode, hy het die eersteling geword
van die wat ontslaap het? Want aangesien die dood deur 'n mens is die opstanding van die dode ook deur 'n mens. Want soos hulle almal in Adam sterwe, soos hulle ook almal in Christus lewend gemaak word. Goed. Ek sien in vers 32, 1 Korintiërs 15:32 sê, as ek in Efese op menslike wyse met wilde diere geveg het, watter voordeel was dit vir my? Luister mooi wat hy sê. As die dode nie opgewek word nie, laat ons dan eet en drink, want môre sterf ons. Let's just have a ball. Kom ons hou net lekker partytjie. Kom ons doen net wat ons wil. As daar nie 'n opstanding is nie. Maar jy sien daar is 'n opstanding. En daarom kan jy nie net met hierdie lewe aangaan nie, jy moet lewe vanuit die nuwe lewe in Christus. En dis 'n preek vir 'n ander dag, maar die opstandingslewe in Christus is 'n lewe vanuit die hemel uit en daarom moet jy nou reeds daaraan deel hê, want as jy nie daaraan deel het nie, gaan jy die opstanding misloop. OK, goed, in kort. OK, goed, ek is terug by dit wat gesê word vir Jesus, en dan sê hy in vers 25, Lukas 24:25, en hy sê vir hulle, o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. So, Jesus vat hulle nou terug na wat die profete gesê het. Wie is die profete? Die Ou Testamentiese profete het hierdie goed geprofeteer. Maar jy sien, hoekom noem hy hulle onverstandiges en wat traag is om te glo? En weet jy, dis vandag nog die probleem met Christene. Hulle is onverstandig, hoekom? Want verstandigheid kom alleenlik by 'n diep studie van die woord van God. Mens raak eers verstandig met die koninkrykse dinge, met die hemelse dinge, wanneer jy tyd met die hemelse dinge spandeer. Dit is hoekom hy hulle noem onverstandig is, en dan sê hy, met harte wat traag is om te glo, wat beteken, jy's te lui om te gaan lees wat die woord sê. En ek sê weer, en ek het dit in vorige opnames gesê, daar was van die Jode, wat toe Jesus verskyn het, onmiddellik geweet het, hy is die Messias. Onmiddellik. Nog voordat hy met sy bediening begin het, het hulle geweet, hy is die Messias. En Nathanael onder andere, wanneer Jesus aan hom verskyn, waar hy onder die boom gesit het, Jesus se bediening het pas begin, dan verskyn Jesus aan hom, en dan praat hy met hom, en dan sê Nathanael vir hom, U is die Christus, die Seun van God. Hoekom? Want Nathanael het die geskrifte geondersoek en geken, en hy het 'n suiwer verwagting gehad van die Messias wat gaan kom. En nog voordat Jesus se bediening, maar hierdie twee Emmausgangers, hulle het alles gesien wat Jesus gedoen het, maar weet jy wat, as hulle nie traag was, as hulle nie te lui was om die geskrifte te ondersoek nie, sou hulle presies geweet het wat hier aan die gebeur is. Hulle sou nie getwyfel het vir een oomblik nie. Maar Jesus sê, julle probleem is, julle is onverstandig omdat julle nie tyd in my woord spandeer nie, en julle is traag om te leer omdat julle te lui is om die woord op te tel. En dan begin hy vir hulle dit uit te lê wat die profete gespreek het. Ons sien in vers 26, vers 26 sê, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heiligheid ingaan nie? En een van die plekke waar jy dit kry is Psalm 22. Ek het dit in die vorige opname gesê, onthou Psalm 23 is, die Here is my herder. Psalm 22 gaan oor die lyding van Christus aan die kruis. O God, my God, waarom het U my verlaat? En dit is 'n profetiese woord. En hierdie ouens wat nou saam met Jesus hier beweeg het, by die kruis gestaan toe hy geskree het, my God, waarom het U my verlaat? Hulle moes dit in die psalms al raak gelees en gesê, ek het daai woorde iewers gehoor. Maar nie, hulle is te traag. Hulle het nie die vermoë om dit te sien nie. Want jy sien, en ek wil vandag vir jou sê, as jy traag is om met die woord besig te wees, gaan jy dit mis. Jy sal die opstanding misloop.
Want hier is twee manne wat alles gesien gebeur het. Jesus, hulle het getuies van Jesus se hele bediening en dan sien hulle dit nog steeds nie raak nie. Sê ag nee, hy's nou dood. Ag of iemand het sy lijk gesteel, wat ook al hulle geglo het. Sê ag dit was net 'n hopelose situasie. Ons het net ons tyd gemors. Hoekom het ons eers gedink om te gaan? Jy sien dis die probleem. Want as jy te traag en onverstandig is, gaan jy met hierdie probleem sit. En dan sien ons in vers 27. En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Nou ek wil net hê jy moet iets raak sien. So Jesus het die vermoë om waarskynlik in 'n 3 tot 4 ure gesprek vir hulle alles uit te lê. En nou, hoe kon Jesus dit uitlê? Hy is die woord. Hy het alles, hy het al die skrifte, hy het dit geskryf, hy het die evangelie geskryf. Maar jy sien, hy sê van Moses af, ons sê, so Moses het mos begin, Moses is mos gebore in Egipte. Nee, dis nie wat hy sê nie. Moses het die eerste 5 boeke van die Bybel geskryf. Verstaan jy dit? Die Torah het Jesus geskryf. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri, Deuteronomium. Dis die 5 boeke wat Moses geskryf het. En Jesus gaan haal homself uit daai 5 boeke uit en hy verduidelik vir hulle in 'n 3 tot 4 ure gesprek, verduidelik hy vir hulle en dan gaan haal hy die profete, hy gaan haal Dawid, hy gaan haal dit wat Jakob gedoen het, wat Abraham gedoen het en Jakob gedoen het en Isak gedoen het en hy gaan haal alles en hy gaan kyk wat Jesaja gesê het, hy gaan kyk wat het Jeremia gesê en Daniel gesê en al die goedes gaan haal hy uit, hy bring dit vir hulle, hy sê vir hulle, dit staan daar geskrywe, dit staan daar geskrywe en hy lê vir hulle dit wat hier voor hulle oë afgespeel het in 3 jaar tyd lê hy vir hulle uiteen. En dan in vers 28 daarop kom hulle naby die dorp waarop hulle op reis was en hy het gemaak of hy verder wil gaan. Jy sien Jesus toets hulle net soos wat hy sy disippels getoets het. Jesus sy disippels op die water was in die storm. Toe maak hy of hulle gaan verbystap. En toe roep hulle, Here help ons, Here help ons. Jy verstaan? Want jy sien, die Here wil hê jy moet hom soek. Die Here wil hê jy moet hom roep. Jy moet die Here intrek in jou lewe en jy moet hom deel maak van jou lewe. En hierdie 2 ouens, hy sê hy maak of hy verder gaan, hy toets hulle. Hy wil net gou kyk of hulle nou aandag gegee het en wat hy gesê het. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons. Want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. Jy sien dit is die teken van redding. Jesus kom maak woning by jou as jy hom regtig soek, sal hy by jou inkom. Maar hy kom by jou in met alles wat hy is. Hy kom nie by jou in soos wat dit jou pas nie. Jy sien Jesus gaan in. En toe hy met hulle aan tafel was, jy sien Jesus demonstreer altyd homself deur die breking van brood. Dis hoe hy homself demonstreer. Hy breek brood. Hoekom? Want hy is die brood van die lewe. Jesus sê, en toe hy by hulle aan tafel was, neem hy brood en dank en hy breek dit en gee aan hulle. En die oomblik toe hy die brood breek, toe gaan hulle oë oop. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken. Jy sien, voordat die brood nie vir jou gebreek is nie, sal jy hom nie herken nie. Jy dink jy het brood gebreek. Ek praat nie van nagmaal hou nie, asseblief, spaar jouself. Spaar jouself as jy dink dat hierdie bietjie glasie wyn wat jy drink en hierdie broodjie wat jy geëet het, bring jou 1 tree nader aan Jesus. Dit gaan nie, want jy sien, dis wat godsdienst doen. Al die kerke breek jy ou broodjie. Kom vat die broodjie. Jy het nou deel aan Jesus, want jy het 'n stukkie brood geëet. Moet dit nie doen nie, dis nie wat Jesus bedoel het nie. En daar's genoeg skrifte waarna jy kan gaan kyk, is om die brood te breek, is sy woord te breek. Jy moet met sy woord besig wees, want dit is die brood van die lewe. En as jy dink om die nagmaal te gebruik, is broodbreking, het jy dit misgevat.
Gaan lees maar 1 Korintiërs 11. Gaan lees wat daar staan. Hy sê, kom julle na die gemeentebyeenkoms toe om aan die nagmaal deel te neem, maar julle eet nie by die huis nie. Wat moet jy by die huis eet? Jy moet met die woord eet. En dan kom eet jy saam met die gemeente die brood. Wat is die brood? Die brood van die lewe, Christus. Jy sien ons met die brood eet. Breek hy die brood, keer dat hulle oë is geopen en onmiddellik verdwyn hy uit hulle gesig uit. So Jesus is besig met nog 'n profetiese aksie om te sê, as jy my wil sien, moet jy my brood breek, moet jy my woord eet, en dan sal jy my sien. En dis presies wat hy gedoen het. Hy het homself aan hulle uitgelê, en toe breek hy brood met hulle, en toe gaan hulle oë oop. En dis wedergeboorte. Wedergeboorte gaan nie gepaard sonder woord nie. Ek is jammer om dit vir jou te sê. Die nuwe lewe in Christus is nie 'n besluitjie en nou wandel jy met hom nie. Jy kan nie met hom wandel sonder sy woord nie. Die broodbreking is die belangrikste deel van ons lewe. Ek het daar's net te veel Christene wat onverstandig is en harte wat traag het om te glo. Traag hart wat nie gaan glo nie. Hoekom? Want hy's lui. Hy's te lui om die woord op te neem. Ag, nee, ek is nie 'n woordmens nie. Ek is 'n aandmens, ek is nie 'n oggendmens nie. Ek gaan nie met die woord wees. Dis absoluut hoekom jy onverstandig is en traag is om te luister. Goed. Vers 32. En hulle sê vir mekaar, wat was ons hart nie brandende in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie. Nou, dit is wat jou hart aan die brand steek. Jesus sê, ek sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. En dis presies wat die brand beteken. Jesus kom en hy wil jou hart aan die brand steek. Vir wat? Vir sy woord. Was ons harte nie brandend in ons gewees, toe hy met ons vir ons die skrifte uitgelê het nie. Want dis wat die woord doen, hy steek jou aan die brand, dat jy later aan sê, Here nog, asseblief gee vir my nog. Dis hoekom hulle hom nie wou laat gaan nie, sê, Here, U het ons harte nou aan die brand gesteek, nou wil ons meer weet. Toe staan hulle in dieselfde vers 33, in dieselfde uur op, en gaan na Jerusalem terug. Hulle het so pas. Nou moet jy verstaan, hulle het, ek kan jou nie met sekerheid sê hoe lank het hulle, maar ten minste 2 weke was hulle weg van die huis af. Het hulle deel gehad aan die Pasga, hulle het deel gehad aan die Sabbat, hulle het deel gehad aan die kruisiging, hulle was van hulle huis af weg, hulle is moeg, hulle is uitgeput, hulle stap vir 4 ure, ten minste 4 na 5 ure stap hulle terug huis toe. Hulle kom, hulle luister en hulle eet saam met Jesus en hulle gaan nie eers gaan slaap en sê môreoggend gaan ons terug nie. Hulle spring net daarop, toe Jesus uit hulle oog uit verdwyn, toe sê hulle, nou gaan ons terug en hulle stap weer 4 of 5 ure terug. So, kan jy sien wat se ywer maak die Here, wat se vuur kom in jou. As jy regtig Christus reg geleer ken het, dan is daar 'n vuur aan die brand gesteek in jou lewe. En hulle gaan terug na Jerusalem en vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was. Hulle gaan reguit na die broers toe. Hulle gaan reguit na die gelowiges toe en sê, ons moet julle vertel wat ons beleef het nou. En dan gaan hulle dan vertel hulle. En vers 34, wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn, ons sien die Here verskyn aan Petrus. Hierdie selfe woord word weer in 1 Korintiërs 15 herhaal, dat hy aan Kefas of Sefas verskyn het. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Jesus word net aan jou bekend by die breking van die brood. Ek sê dit nou vandag kategories. En die breking van die brood is die breek van die woord. Goed, vers 36. En terwyl hulle hieroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle, vrede vir julle. Jy sien, Jesus werk met sy liggaam al die tyd. Hy kom dadelik terug na sy liggaam toe. Hy het opgestaan uit die doodheid en hy het vir hom klaar sy liggaam bymekaar maak wat sy 11 disippels was, plus die wat saam met hulle was, plus hierdie 2 Emmausgangers, hulle is almal deel van dieselfde liggaam. En hy daag by hulle op. En hy sê, vrede vir julle. Hy sê nie vrede vir almal nie, vrede vir julle.
En dan sê hy, toe het hulle verskrik en baie bang geword en gemeen dat hulle 'n gees sien. En hy sê vir hulle, waarom is julle ontsteld en waarom kom daar twyfel in julle harte op? Kyk na my hande en my voete, want dit is ek self. Voel aan my en kyk, want 'n gees het nie vlees en bene soos julle sien dat ek het nie. Jy sien by die opstanding. By die opstanding het Jesus in sy wese opgestaan, in sy vlees en bene. Hy het nie opgestaan, sy lijk lê nie daar nog in die graf nie, hy het opgestaan. Hy het opgestaan. Voel aan my, sê hy, want 'n gees het nie vlees en bene nie soos julle sien dat ek het nie. En terwyl hy dit sê, wys hy hulle sy hande en sy voete. En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonderd, sê hy vir hulle, het julle hier iets om te eet? Daarop gee hulle hom 'n stuk gebraaide vis en 'n stuk heuningkoek en hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. En hy sê vir hulle, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was, dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Jy sien, Jesus breek altyd brood. Jesus en wanneer ek en jy tot die waarheid kom, dan het die woord vir ons oop, dan het die brood in ons lewe geword. En luister gou wat gebeur hier, presies wat met die 2 Emmausgangers gebeur het. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Toe doen hy presies wat hy met die Emmausgangers gedoen het. Hy lê vir hierdie klomp wat bymekaar is die skrifte uit. En die vervulling van die skrifte het gebeur op hierdie oomblik. Die oomblik toe hy aan hulle verskyn het in sy opgestaande kondisie, of nadat hy opgestaan het hy verskyn, want jy sien, dit is die bewys, dit is die klimaks van die evangelie, is die opstanding, en Jesus is hy is die eerste een, wat sou opstaan, hy is die eerste ene, en hy gaan almal wat in hom glo, en nou praat ek nie van glo dat hy, onthou Jakobus sê, glo julle dat Jesus, dat God is drie enig, dan sê hy, die duiwels glo dit, julle doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder, want jy sien, net om te glo, bring nie vir jou, net om te glo dat Jesus, dat God is drie-enig, beteken nie, jy is gered nie, want dit is die probleem. Ek probeer nou vinnig by daai skrifgie uitkom, maar ek weet dit staan in, Jakobus, ek probeer nou net gou by die vers uitkom, hier, Jakobus 2, Jakobus 2, maar iemand sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, daar sê hy, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Want jy sien die probleem is, om te glo is een ding, maar om te sidder is 'n ander ding. Hoekom? Want ons dien die Here in vrees en bewering. Hoekom? Want as jy nie weet wie dra al die gesag, met ander woorde Christus nie, gaan jy nie uitvind wat hy gesê het nie, en as jy nie wil uitvind wat hy gesê het, deur van die brood te eet wat hy vir ons gebreek het nie, gaan jy nooit aan hom kan deel hê nie. Jy moet die brood eet as jy wil deel hê aan hom, gaan lees maar Johannes 6. Eet die brood, want dit is die brood wat jou lewend maak. Nee, maar ek het Jesus aangeneem. Nee, dit is nie wat hy sê, jy moet hom in vrees en bewering dien. Hoe? Deur hom te leer ken en te luister wat hy gesê het en te doen wat hy gesê het. So hy eet die vis en dan sê hy, dit is die woorde en toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. Want jy sê net Christus kan jou verstand oopmaak om die skrifte te verstaan. Die punt is, jy moet die skrifte hê voordat jy dit kan verstaan. Moenie onverstandig wees nie. En hy sê vir hulle, so is dit geskrywe en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en dit is die opdrag.
Jesus gee 2 keer hierdie opdrag, ons sien dit in Matteus 28. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees en leer hulle alles wat ek julle beveel het. Leer hulle alles wat ek julle beveel het. Met ander woorde, Jesus sê, julle sal bekering en vergewings van sondes in my naam verkondig, my naam, my woord. Want my naam is die woord van God. En julle is getuies van hierdie dinge. Met ander woorde, gaan vertel alles wat gesê en gedoen was deur my. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Wat is die belofte? Die belofte is die uitstorting van die Heilige Gees. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Die krag uit die hoogte is die Heilige Gees. Die trooster wat hy vir ons sou stuur, soos wat hy dit uitgespel het in Johannes hoofstuk 14, 15 en Johannes hoofstuk 8. Hy stuur vir hulle, vir ons, vir jou en vir my, hy gee vir ons sy woord, maar dan gee hy vir ons die Heilige Gees om sy woord te verstaan. En dan sê hy, maar julle moet in die stad Jerusalem bly. En dan weet ons, 10 dae later, hulle bly, die disippels bly in die stad. En gaan lees maar Handelinge 1, dan is daar van hulle bymekaar omtrent 120 wat wagtend is, vir 10 dae wag hulle en dan stuur die Here vir hulle die Heilige Gees. Vers 50, die hemelvaart. En hy het hulle uitgelei tot by Betanië. Nou Betanië is by die berg, by die Olyfberg. En hy gaan by hulle saam met hulle tot by Betanië en het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle geskei en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan met groot blydskap. En hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Amen. So hulle is bidend, hulle is wagtend, hulle bly daar, want hulle weet, hy het vir hulle gesê, nou het ek alles vir julle gesê, alles met julle gedeel wat julle nodig het, nou moet julle net wag vir die krag uit die hemel om te kom. Die krag uit die hoogte. Kan ek gou vir jou sê, sonder die krag uit die hoogte is jy niks, en sonder die krag is jy niks. Want die krag lê in gees en waarheid. Jesus het vir die vrou by die put gesê, julle sal my nie aanbid in Jerusalem nie, julle sal my nie aanbid op hierdie berg nie, maar die uur het gekom en daardie uur is nou, wat julle my in gees en waarheid sal aanbid. En daai gees, wil ek net vir jou sê, is 'n klein G, met ander woorde, jou gees moet gewederbaar wees, en dan het jy die krag uit die hemel uit nodig, wat die Heilige Gees is, wat aan jou gees die dinge van die koninkryk, wat in God se woord opgeteken is, aan jou bekend te maak, van Genesis 1 tot aan die einde van Openbaring 22. Dit is God se woord. En jy en ek het God se woord in ons nodig, want jy sal nie staande bly teen die magte van die duisternis, soos Efesiërs 6 sê, want hulle kom met alle geweld om jou en my, omdat ons 'n gebrek aan kennis het, sal ons ten gronde gaan, omdat ons nie bereid was om verstandig te wees en nie met trae harte rondloop. Met 'n hart wat traag is 'n hart wat te lui is. Want jy sien, die woord van God moet in my hart inkom. Dis die saad van die woord wat in my hart moet kom, sodat dit veel vrug kan dra. So ek wil maar net afeindig met 'n gebed rondom hierdie hele opname van die Lukas Evangelie. En ek wil bid, Here Jesus, ek wil maar net vra, Here, U weet, dis 'n geweldige groot ding, groot verantwoordelikheid om met U woord besig te wees en U woord te probeer deurgee vir mense in disippelskap, veral vir mense wat nie voor jou sit, wat kan vra en ek wil bid, Here, dat U Gees, dit wat U hier sê, die krag uit die hemel, dat U Gees, Here, dan hierdie opnames saam met U woord, Here, ons het nie een vers oorgeslaan in hierdie opnames, in hierdie, ek wil amper sê 70 plus ure se opnames, het ons nie een vers oorgeslaan in aanbieding van wie U is en wat U vir ons in die evangeliese boek van Lukas. En Here, daar is baie meer nog wat ons by U moet kry, maar Here, ek wil U vertrou dat U hierdie opnames sal gebruik om in mense se harte in te spreek en mense by daai plek verby te kry, Here,
hulle te lui is. Here, mense het ongelukkig. Ons het net te veel hulpmiddels, slegte hulpmiddels, Here, soos die internet en die TV en ons selfone en al die goeders wat ons gebruik om na mense te luister, omdat ons nie self in die woord in wil gaan nie. Here, wil ek bid dat mense dit sal raak sien. Here, die enigste manier hoe jy geestelik verstandig kan word, is om self met die woord te werk. En dit is die doel van hierdie opnames, Vader, is dat ons wil, dis nie 'n vervanging nie, dit is 'n hulpmiddel om iemand te help, Here, om die woord beter te verstaan en meer met erns met u woord besig. Dankie vir hierdie tyd, Here. Dit is jare se opnames. Here, ek kan nie eers onthou wanneer ek met die eerste opname begin het nie, maar Here, dit was nie gister nie. En ek wil maar net vir u dankie sê, dat u dit gebruik, en dat u getrou is, en dat u klaarmaak wat u begin. Ons loof en ons prys u, Here Jesus, ons aanvaar u hoofskap, ons aanvaar u koningskap, ons aanvaar die inspraak van die Heilige Gees as ons enigste trooster en die een wat vir ons in waarheid kan lei, Here, en daarom stel ons ondergeskik aan die werking van die Heilige Gees in alles wat ons doen, saam met die woord van die waarheid wat u vir ons deurgegee het. Ons loof u, Here Jesus, u is alles. U is alles, en ons gee aan u al die lof en al die eer. Geen mens, Here, kan in u plek kom staan nie. Geen mens nie, Here. U is dit waaroor die lewe gaan. En dan kan ek maar net sê, soos wat Paulus gesê het, ons verkondig Christus en hom as die gekruisigde. Dis al. Dis ons boodskap. Ons verkondig nie onsself nie, ons verkondig nie ons kerk nie, ons verkondig nie, Here, ons probeer nie om mense na ons toe te trek nie, ons wil mense help om na u voete te kom. Dankie, Here Jesus, vir die voorreg. Ons bid dit in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen.